My naam is Fontein Bartelman. Ek is hier so 'n veldgids op Scotia Safaris, maar ek het ook al 'n agtergrond in wildsplaas en lodgebestuur. Die hoofrede hoekom die reservaat ontstaan het van 'n plaas af na 'n wildsreservaat en verskuif in 1980 af, was omdat die eienaar van die plaas op baie stadium, wees Pieter Bean, hy het hierdie idee gehad om 'n wildsplaas te ontskep hier in die Oos-Kaap, en want hy het 'n verskriklike passie vir die natuur en hy wou van die plaaslewe wegbeweeg het, so het hy maar hierdie passie ontwikkel en toe besluit om dit te ontskep. En so het Scotia ontstaan as een van die oudste wildsreservate in die Oos-Kaap. So die besonderste spesies wat ons beskerm op die reservaat, natuurlik is ons nou nuwe Kaapse leeu, so wat ons nou so sal noem. Hy is nou die kenmerk van die reservaat huidiglik. Hy is ongelukkig nie die oorspronklike Kaapse leeu nie, maar hy is 'n replika van die spesies. So ons probeer hom nou blootstaan aan die mense in die omgewing en die res van die land, want dit is nou 'n unieke kenspesies van ons reservaat. En dan ander spesies wat ons probeer beskerm op die reservaat is die bome. Die boerboonboom is soos wat ons nou sal noem in Afrikaans, maar die Engelse term is wesentlik Scotia afra of Scotia latifolia boom. Vinnig net wat ek kan aan dink, 'n oomblik wat vir my uitgestaan het op die reservaat, wat ek kan onthou was een van die renosters wat nou naby in die kar gekom het, wat net so vinnig hulle kop so gedraai het en vir mense gekyk het, en sommer net aan die voorste kant van die kar te beweeg het en die kar se bolbaar, so wat ons nou sal sê, gebruik het as 'n krapstuk. Maar ook nog wat vir my die beste uitgestaan het, die heel eerste dag toe ek op die reservaat begin het, was ons renoster Bill wat nou na die kar toe gekom het en voor die kar gestaan het vir so 15-20 minute en vir ons gekeer het om te beweeg, nou net om die sig van die twee te kan geniet. So, een van die hoofuitdagings wat ons het altyd, ons probeer altyd soveel as moontlik diere op die perseel hê om dit opwindend te maak vir die mense, maar die hoofprobleem is nou net dat mense nou nie te veel aanhou nie, want die mense se draagkrag op die reservaat en die plase is maar min, so ons probeer altyd 20% onder dit bly en seker te maak dat daar genoeg kos is en water is vir al die diere, en dit is altyd maar 'n stryd teen die indringerspesies om dit te bekam, so ons probeer ons beste daarmee. Ons het al opgemerk aan die diere se gedrag dat die klimaat verander, en die wat ons ook opgelet het, dat die diere se lamtyd en se kalftyd ook al nou aangeskuif het met 'n maand of 2 maande. Die reentye het ook al verwissel, wat ons nou gewoonlik net reën het in die somer, het ons nou reën in die somer en winter, wat nogal 'n bietjie vreemd is, maar 'n mens kan nie altyd klaar daarvoor nie. So ons het opgemerk daarvan, en die diere het ook al opgemerk daarvan, maar sover gedrag gewys nie soveel nie, maar in die gedrag van die dragtyd het dit nou aangeskuif. Die idee wat ek wil hê dat mense moet wegneem van, of die idee wat hulle moet hou van konservasie, is dat mense moet onthou, dit is nie altyd 'n maklike besluit wat mense moet neem om die diere te help nie. Sommige tye moet 'n mens altyd net 'n bietjie terugstaan en doen wat is bes vir die omgewing en nie vir ons as mens nie. Sommige tye sien 'n mens nou ietsie van 'n dier wat ly, maar 'n mens moet maar die moeilike besluit maak. Moet 'n mens nou doen wat 'n mens moet volgens die dier, of moet 'n mens doen wat is reg vir die mens? En vir my opinie, ek sal sê wat 'n mens moet doen is altyd doen wat is reg vir die omgewing en nie vir die mensdom nie.